Goeiemôre. Hoop dit gaan julle wel. Dankie dat julle weer inskakel by ons. Dit voel tog of die winter nou einde se kant toe staan, maar dit het tog 'n bekoring van sy eie. My suster Daleen het vir my hierdie pragtige foto gestuur waar hulle op pad is Mossel Baai toe. En ek moet daarom sê, wat is nou lekkerder as 'n koue winters aand in die Karoo met die helder sterre en 'n vuurtjie wat netter en 'n skaapchoppie op. Maar hier sit ons nou. Wat kan ons maak? Ander mense besluit vir ons hoe laat ons by die huis moet wees en hoe ver ons mag ry. Tog dink ek het ons baie stof tot dankbaarheid. As ons in ag neem dat 1 uit elke 5 salaristrekkers verlede maand nie 'n salaris gekry het nie. 3 miljoen mense het hulle werk verloor sedert die inperking. Dan het ons regtig baie stof tot dankbaarheid. En ek hoop dat jou lewensstandaard nie te erg geaffekteer is deur hierdie situasie nie, dat jou inkomste nie geaffekteer is nie. Nietemin ons dink aan julle. Tog dink ek het ons as gemeente ook baie stof tot dankbaarheid. Aan die einde van ons opname sal ons vir Jan de Klerk, die finansiële kommissie voorsitter, geleentheid gee om julle 'n bietjie in te lig rondom ons posisie in Kruin, so luister gerus daarna. Op hierdie punt wil ek vir een en elkeen van julle hartlik bedank vir julle lojaliteit en ook vir julle ondersteuning van die gemeente Kruin. Ons tema vanmôre is miskien die liefde, wat 'n direkte vertaling is van hierdie pragtige lied van John Denver, Perhaps Love. Kom ek lees dit vir julle. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Maar kom ons luister nou, voordat ons verder gaan, na orgelspel deur ons orgelis Ellen Potgieter. Wanneer ek 'n boodskap voorberei vir 'n erediens of sê nou maar so 'n uitsending soos vanmôre, dan probeer ek altyd as 'n predikant om 2 horisonne met mekaar te versmelt. Dit is die horison van die
antieke tekste, die Bybeltekste, met ons horison vandag. Doen ek dit nie, dan val die pap op die grond. Maar dis nie altyd so maklik nie. Want die omstandighede en die konteks van 2-3 duisend jaar gelede is heeltemal anders as ons in vandag. Die mense uit die Bybelse tyd se leefstyl, omstandighede, leefwêreld en wêreldbeeld was anders as ons in. Ek het nie genoeg tyd om daarop in te gaan nie. Aan die ander kant het ons omstandighede, ons brandende kwessies, issues. En dit is belangrik om hierdie twee altyd by mekaar uit te bring. Hierdie omstandighede is die meeste van die tyd van verbygaande aard. Ek dink aan die pandemie. Die pandemie sal kom en gaan. Dit bly egter belangrik om dit aan te spreek, die rimpel-effek wat dit op ons almal het. Want mense word deur hierdie pandemie erg geraak, getraumatiseer, ontwrig en selfs tot die uiterste toe beproef. Hierdie week het ons afskeid geneem van Andy Gous in ons gemeente, wat sy lewe verloor het as gevolg van hierdie virus. So dit is, hierin dit is sake wat ons ook moet hanteer. Om Bybeltekste te vind wat resoneer met ons omstandighede is ook nie altyd, is nie so moeilik nie. Want in die Bybelse tyd was daar ook peste en pla en droogtes en swerwers en vlugtelinge en ballinge. Maar die vraag is, wat is standhoudend? Anders geformuleer. Met watter Bybelse sleutel kan ons enige situasie, enige deure mee oopsluit? Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Miskien die liefde. En dit is hoekom ons vanmôre aandag gee aan 2 Nuwe Testamentiese briewe wat hierdie tydlose tema aanspreek. Dit is Paulus se eerste brief van die Korintiërs en Johannes se eerste brief. Albei Paulus en Johannes skryf hulle briewe vanuit hierdie stad, Efese. In daardie jare 'n wêreldstad. Vandag nog is die ruïne van die stad baie indrukwekkend. Albei hierdie skrywers doen wat 'n gesoute dominee of 'n pastor behoort te doen, en dit is om die brandende kwessies van hulle omstandighede aan te spreek. Paulus praat met die Korintiërs, of hy skryf vir die Korintiërs, met 'n bepaalde agtergrond in gedagte. En die agtergrond is wat 'n mens sien in 'n stad soos Efese. Dis 'n stad vol afgodsbeelde. So Paulus hanteer afgodery, faksievorming en 'n hele paar ander brandende kwessies van sy tyd in sy brief aan die Korintiërs. Maar dan stoot hy ook deur na iets meer permanent. Johannes as 'n herder, 'n pastor, doen presies dieselfde. Hy skryf vanuit Efese, hierdie stad, maar die brandende kwessie op daardie stadium was 'n konflik met 'n groep wat bekend gestaan het as die Gnostici. Dis 'n groep mense wat oortuig was dat hulle geheime kennis het en dat hulle ook bepaalde
kennis het oor Jesus Christus wat ander nie het nie. So daaroor het 'n kontroversie ontwikkel. Maar baie belangrik, ook hy, wat Johannes is, stoot deur na 'n tydlose onderwerp, om die gemeente, of die mense met wie hy praat, eintlik te bemoedig. Kom ons kyk net eers vinnig na Paulus. Wat doen hy in 1 Korintiërs 13? En gaan lees gerus 1 Korintiërs 13 weer stadig deur. In 1 Korintiërs 13 praat hy oor agape, wat ons vertaal met liefde. En dan sê hy dit. Hy sê, maak nie saak wie jy is, wat jy is, waar jy vandaan kom, wat jy het, selfs wat jy glo nie. Sonder liefde is jy nul op 'n kontrak. Volgens Paulus is dit 'n onontbeerlike bestanddeel van Christendom. Hy sê dan later in 1 Korintiërs 13, profeseë, ongewone tale en klanke, dit sal kom en gaan. Soos wat hierdie pandemie kom en gaan, en oorlog kom en gaan. Maar die liefde bly vir altyd. En dan aan die einde van hierdie ode, hierdie lied, is daar 'n crescendo. En wat probeer hy sê? Paulus sê, ons as disippels of navolgers van Jesus, in daardie stadium is die woord Christen nog nie gebruik nie. Dit is eers later in Antiochië is die woord gemunt. Ons as mense van die weg, navolgers van Christus, ons moet in alle tye, onder alle omstandighede, 3 dinge doen. 1. Ons moet bly glo. En bly hoop. En aanhou lief hê. En die belangrikste of die grootste is om aan te hou lief hê. Dit konstitueer wie ons is as navolgers van Jesus Christus, wat die grootste liefdesprys betaal het, naamlik om sy lewe te gee, alles te gee. Miskien die liefde. En Johannes, wat is sy invalshoek? Kom ek lees dit. 1 Johannes 4, vers 7. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê. Want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. So dit lyk of Johannes 'n bietjie verder gaan. Hy sê God is liefde. As Paulus sê liefde is 'n onontbeerlike bestanddeel van Christendom, dan sê Johannes dis 'n goddelike bestanddeel. Dit maak van my en jou geleiers daarvan. So waar sien 'n mens dit? Sien ons dit in blinkgoed, in goud? Sien jy liefde in die note in jou beursie? Sien jy liefde op dalk 'n eksotiese plek wat jy gaan besoek? Sien jy liefde in 'n opwindende geleentheid of gebeurtenis? Sien jy liefde selfs in die natuur? Ek glo nie.
Liefde sien jy en beleef jy om jou tafel vandag by die huis. Liefde beleef jy op 'n heel alledaagse wyse met die mense om jou en by jou. Liefde voel jy aan in die stralende gesiggie van jou kind of jou kleinkind, in die glimlag van 'n vriend of 'n vriendin, man of vrou. So liefde is eintlik baie alledaags, maar baie spesiaal. Dis so eenvoudig, maar dis iets goddelik, sê Johannes. Want wie nie lief het nie, ken ook nie vir God nie. Dink hoe baie dinge die afgelope tyd weggeval het, hier om ons. Ons kry nie die geleentheid om by mekaar te kom nie. Ons kry nie geleentheid om erediens te hou, soos wat ons graag wil nie. En tog is daar iets wat ons by mekaar hou. Wat is dit? Is dit nie dalk liefde nie? So, wat ek vir julle wil vra hier aan die einde van ons diens, is sê dit ook 'n bietjie. Sê dit 'n bietjie hierdie week, vir iemand naby aan jou, iemand ver van jou af, iemand wat dit nodig het in hierdie tyd. Ek is lief vir jou. Net 'n laaste opmerking, ook uit die brief van 1 Johannes. Johannes sê, ware liefde verdryf die vrees. En was en is mense nie die afgelope tyd vreesbevange nie. Wêreldgemeenskappe, lokale gemeenskappe, is in baie opsigte ook deur vrees beetgepak. Maar nou sê Johannes, liefde verdryf vrees. Maar eintlik is dit eenvoudig. En mens sien dit, hoe liefde vrees verdryf. Ek dink aan 'n kleuter wat vir die eerste keer skool toe gaan en bang is vir wat op hom of haar wag. En dan sy pa, ma daar en hulle hou sy hand vas. En dan is die vrees minder. Dan is die kind nie so bang nie. Iemand wat in die hospitaal lê, wat wag vir 'n groot operasie, is dikwels vol angs. Maar as daar 'n geliefde langs daardie bed sit, om die hand vas te hou, dan wyk die vrees. As daar iemand in jou lewe is, wat vir jou lief is, dan wyk die vrees. So miskien die liefde. Perhaps love.
Lied van die liefde. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het nie liefde nie. Dan het ek 'n weergalmende gong of 'n kletterende simbaal geword. Al profeteer ek en begryp ek alle geheime en besit ek alle kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het nie liefde nie, is ek niks. Al deel ek al my besittings uit en gee ek my liggaam oor sodat ek my daarop kan beroem, maar ek het nie liefde nie, baat dit my niks. Liefde bly geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie en is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verduur alles. Liefde faal nooit nie, maar profeseë sal tot 'n einde kom, of tale sal ophou, of kennis sal tot niet gaan, want ons ken gedeeltelik en ons profeteer gedeeltelik, maar wanneer die volmaakte gekom het, al wat gedeeltelik is, ophou bestaan. Toe ek nog 'n kind was, het ek gepraat soos 'n kind, gedink soos 'n kind, geredeneer soos 'n kind. Nou dat ek volwasse is, het ek die dinge van 'n kind agtergelaat. Nou sien ons wel 'n geheimenisvolle beeld soos in 'n spieël, maar eendag van aangesig tot aangesig. Nou ken ek slegs gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken, soos ek ten volle geken is. En nou bly geloof, hoop en liefde, hierdie 3, maar die grootste hiervan is die liefde.